Kom ons bestudeer God se woord met die preek getiteld, Die kruis van Christus en ons eie kruis. Jesus het ons beveel om ons eie kruis op te neem en hom te volg. Diegene wat die pad van Christus reg volg, is diegene wat hul eie kruise dra. 자기 십자가를 짊어질 줄 아는 사람들이 그리스도의 그 길을 온전히 또 따라가는 사람들이라고 말할 수 있겠습니다. Nog 'n uitdrukking vir ons eie kruise sou lyding wees. 고난이 되겠죠. Lyding word aan almal uit die hemel gegee. 같은 그런 고난이 모든 사람들에게는 다 주어지게 됩니다. Veral vir diegene wat die lewe van Christus wil volg, 따라가려고 하는 사람들은 het hulle hul eie kruis. 누구에게나 반드시 자기 십자가가 있게 마련입니다. 자, 그 Wanneer ons 십자가를 ons kruis in die 우리가 gesig 만났을 때 staar, 선택에 is 대한 dit vir elke 그보다는 persoon om sy eie keuse te 각자의 maak. 그 책임이라고 볼 수 있겠습니다. Christus het nie die donkerste oomblik van sy lewe vermy nie, 피하지 maar die 아니하시고 pad vir die redding van die mensdom gekies. 구원을 위한 그 길을 선택을 하셨습니다. 다른 Sy 사람들은 volgelinge het 다 gevlug. 도망가고 달아나고 Die disippels het weggehardloop om daardie oomblik te vermy. 모면하기 위해서 피해버리고 그 믿음 Selfs 좋았던 Petrus, wat bekend was 베드로조차도 vir sy sterk geloof, het Christus 3 keer verloon. 부인하는 시간들이었습니다. In ons lewens word donker tye aan elkeen van ons gegee. Dit kan uitgedruk word as ons kruis. Hoe moet ons ons eie kruis hanteer wanneer dit aan ons gegee word? Dit hang af van elke individu se geloof en ingesteldheid. Daarom het Jesus gesê, wie my disipel wil wees, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. 자기 십자가를 짊어지고 나를 따르라고 했습니다. Elkeen het sy eie kruis. 자신만이 가지고 있는 십자가가 다 있습니다. Ons dink dalk, dit lyk of daardie persoon 'n maklike lewe lei omdat hy finansiëel veilig is. 어려움이 없을 것 같아 보이는데. Dit is egter nie die geval nie. 각자에게는 Elkeen het sy eie donker tye. 어두운 시간이라는 것이 다 있습니다. Die verskil is hoe ons hulle verduur en hoe ons hulle oorkom. 그 시간을 어떻게 선택하는가에 따라서 God maak ons wakker vir die feit dat seëninge en belonings dien ooreenkomstig gegee sal word, deur te sê, wie ook al my disipel wil wees. Die uitdrukking wie ook al wys dat daar geen onderskeid is wanneer dit kom by die navolging van Christus nie. Die las van die kruis word onvermydelik gegee aan elkeen wat die lewe van Christus wil volg. Kom ons leer vandag uit die Bybel hoe Christus lyding oorwin het en die tye van duisternis deur sy keuses verduur het, wat die mensdom na verlossing gelei het. Ons moet nie net ophou om te besef dat die fees van ongesuurde brode net oor lyding gaan nie. 무교절은 고난의 어떤 절기다, 순환절이다. 이 내용으로서만 우리가 끝날 것이 아니라 Dit is duidelik dat God vir ons hierdie fees gegee het om ons van betekenisvolle leringe te voorsien. Ek glo dat ons aan God se sy moet staan, keuses moet maak gebaseer op God se perspektief en sy pad moet volg, selfs wanneer donker tye kom. 선택하고 그 길을 또 따를 수 있는 우리 하늘 자녀들이 다 되어야 될 줄 믿습니다. Kom ons kyk na die Bybel om te sien hoe apostel Paulus gereageer het op die donker oomblikke in sy lewe. 어떤 길을 선택했는지를 한번 성경 말씀 속에서 찾아보도록 하겠습니다. Kom ons gaan na Handelinge hoofstuk 20. 열어보도록 합시다. Kom ons kyk na hoofstuk 20 vers 22. 20장 22절의 말씀 보시면 En kyk, nou gaan ek gebind deur die Gees na Jerusalem, sonder om te weet wat daar met my gaan gebeur. 저기서 Behalwe dat die Heilige Gees van stad tot stad aan my bevestig het dat gevangenskap en swaar kry op my wag. 내게 전가하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나. In daardie tyd het gevangenskap en ontberinge op Paulus gewag. Kom ons kyk na vers 24. Maar ek heg geen waarde aan my eie lewe nie, solank ek my lewenstaak en die bedieningsopdrag wat ek van die Here Jesus ontvang het, kan voltooi, om kragtig te getuig van die evangelie van die genade van God.
Kyk asseblief noukeurig na hoe apostel Paulus gereageer het op die donkerste oomblikke van sy lewe en watter pad hy gekies het, selfs deur sy eie dood te voorsien. 얘기하면서도 인생의 그 어두운 순간에 어떻게 반응하고 또 어떤 길을 선택했는지 In Handelinge hoofstuk 20, vers 24 het Paulus gesê dat hy sy lewe vir hom niks werd geag het as dit by die getuienis van die goeie nuus kom nie. Hy het hom daaraan gewy om die evangelie te verkondig, selfs op gevaar van sy eie lewe. Kom ons kyk na hoofstuk 21 vers 10. Terwyl ons 'n hele paar dae daar oorgebly het 'n sekere profeet met die naam Agabus uit Judea daar aangekom. Hy het na ons toe gekom, Paulus se gordel gevat en sy eie voete en hande daarmee vasgebind en gesê: So sê die Heilige Gees, op hierdie manier sal die Jode in Jerusalem die man aan wie hierdie gordel behoort, vasbind en in die hande van nie-Jode oorgee. Toe ons dit hoor, het ons en die plaaslike mense Paulus gesmeek om nie na Jerusalem op te gaan nie. Daarop het Paulus geantwoord: Wat probeer julle bereik deur te huil en my hart te breek? Ek is bereid om nie net gevange geneem te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterf ter wille van die naam van die Here Jesus. Op hierdie manier, wanneer ons na die lewe van Paulus kyk, het elkeen van ons eie kruis. Paulus moes ook al sulke kruise dra. Deur na die lewe van Christus te kyk, het Paulus, wat baie ontroer was, na Jerusalem gegaan met die voorneme om te sterf, in die strewe om oor Christus te preek. Dit is altyd aan elkeen van ons om te besluit hoe om te reageer en wat om te kies in die donker oomblikke van ons lewe. Ons moet nooit vergeet dat ons keuses tot ewige heerlikheid kan lei of ons hel in kan sleep nie. 잘못된 선택이 영원한 지옥의 나락으로 이끌 수도 있는 이와 같은 상황이라는 것을 우리가 한시도 잊어서는 안 되겠죠. Paulus het gekies om aan God se kant te staan en God se pad te stap. 하나님의 그 길을 걸어가기를 선택을 했습니다. Hy het nie omgegee oor die dood, ontberinge of vervolging nie. 환난, 핍박 그런 것은 조금도 개의치 않았습니다. In Handelinge hoofstukke 20 en 21 kan ons die lewe van Paulus sien wat bereid was om vir die evangelie te sterf vanaf die oomblik dat hy dit begin verkondig het. 20장과 21장에서 또 확인해 볼 수가 있습니다. Kom ons kyk na 2 Korintiërs hoofstuk 11 vers 24. Van die Jode het ek 5 keer 40 houe minus 1 gekry. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, nag en 'n dag lank het ek die diepsee trotseer. Dikwels op reis met gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van die kant van my eie volk, gevare van die kant van die heidene, gevare in die stad, gevare in die woestyn, gevare op see, gevare onder valsbroers. Met harde werk en swaar kry, dikwels met slapelose nagte, honger en dors, dikwels sonder kos, koud en nakend. En afgesien van nog ander ongenoemde dinge, is daar daaglikse druk op my kommer oor al die gemeentes. Wie is swak, en ek is nie ook swak nie? Wie kom tot struikeling, en ek brand nie van ontsteltenis nie? As daar dan gespog moet word, sal ek oor my swakhede spog. Paulus se lewe was 'n reeks ontberings. Hy was in gevaar van sy eie mense, valse gelowiges, riviere en rowers. Dit is nie 'n oordrywing om te sê dat die lewe van Paulus 'n lewe van die kruis self was nie. Nietemin het hy gesê, behalwe alles anders, ondervind ek daagliks die druk van my besorgdheid oor al die kerke. Vandag, wanneer ons na die kruis van Christus kyk en oor sy lyding dink, is die kruis wat ons moet dra onvergelykbaar met sy kruis.
As die grootte van die kruis van Christus as 1000 of 10.000 beskou kon word, kan ons kruis nie eers 1 meet nie. 우리의 십자가는 일도 되지 않는 그런 어떤 크기라고 볼 수 있겠습니다. Paulus, wat na die kruis van Christus kyk, het altyd begeer om daardie pad te volg. 그 길을 언제나 또 따르기를 원했습니다. Laat ons vandag vasbeslote wees om die pad te volg wat ons hemelse Vader en hemelse Moeder geloop het, net soos apostel Paulus. 따를 것이라는 이 각오를 가지고 Die keuse is joune, maar wat sal jy kies? 선택하느냐? Almal, insluitend diegene wat nie in die waarheid is nie, staar swaar kry en donker tye in die gesig. 누구에게나 다 있습니다. Afhangende van wat ons kies, kan daar egter uitkomste wees wat God behaag en die wat nie doen nie. 하나님께서 기뻐하시는 결과도 있고 그렇지 못한 결과도 발생할 수가 있습니다. Selfs in die woestyn het God toegelaat dat die 12 spioene die land Kanaan verken, 'n land wat oorloop van melk en honing. 10 spioene het verwoestende nuus gebring. Dit is nie 'n land wat ons kan verower nie. Ons behoort nooit daarheen te gaan nie. Hulle is almal groot en ons is so sprinkane. Jericho is 'n onbreekbare vesting. As ons die impak wat hulle op al die Israeliete gehad het in ag neem, het hulle 'n vreeslik verkeerde keuse gemaak. Hulle was veronderstel om geloof in God by die Israeliete in te boesem, maar in plaas daarvan het hulle 'n las op die mense geplaas deur hul negatiewe verslag. Die hele volk het die hele nag gehuil en teen God gekla en gevra: "Waarom het U ons uit Egipte uitgelei om in die woestyn te sterf?" In die geskiedenis van die verowering van Kanaan leer die 40 jaar van die Israeliete se lewe in die woestyn ons baie lesse. In plaas daarvan om die kruis te dra wat hulle veronderstel was om te dra, het die 10 spioene die verkeerde gesindheid getoon deur die mense teen God te laat kla. Dink asseblief aan die kruis wat Christus gedra het en die kruis wat ons moet dra. Jesus het gesê dat ons eerstens, as ons begeer om Christene te wees, ons eie kruis moet dra. Kom ons bevestig dit deur na Matteus hoofstuk 16 te kyk. Matteus hoofstuk 16 vers 24. Toe het Jesus vir sy disippels gesê: "As iemand my wil navolg, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg." 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. 누구든지 나를 위하여 제 Wat sal dit 'n mens dan baat as hy die hele wêreld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy lewe? 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐고 했습니다. Jesus het gesê: "Wie my disipel wil wees, moet sy kruis opneem en my volg." Tensy ons sy pad volg, kan ons nooit die koninkryk van die hemel binnegaan nie. Aangesien slegs diegene wat hul kruis dra daardie pad kan loop, gaan ons onvermydelik 'n tyd van duisternis en sekere omstandighede in die gesig staar wat vereis dat ons 'n keuse moet maak. Paulus het die pad van Christus gevolg en tot die gevolgtrekking gekom dat sy eie lewe van geen waarde was nie. Hy het sy eie kruis opgeneem en hom gevolg. Ons moet ons kruise dra en die lewe van Christus ten volle volg. Hebreërs hoofstuk 11 vers 24. Kom ons kyk na hoofstuk 11 vers 24.
11장 24절의 말씀. Deur geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van die dogter van die Farao genoem te word. En het hy eerder verkies. Hoe het hy gekies om te wees? Om saam met die volk van God sleg behandel te word, as om die kortstondige genot van sonde te beleef. Hy het die smaad van die Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Moses het ook die lewe van die kruis gekies. Die Bybel sê vir ons dat hy die lewe van die kruis en lyding saam met God se mense as meer vreugdevol beskou het as om die vlugtige plesier van hierdie wêreld te geniet. 훨씬 기쁘게 여겼다라고 이렇게 성경은 또 알려주고 있습니다. Kom ons kyk na Hebreërs hoofstuk 11 vers 35. Hoofstuk 11 vers 35. Vroue het hulle dooies deur opstanding terug ontvang. Ander weer is gemartel toe hulle nie die vrylating wou aanvaar nie, sodat hulle 'n beter opstanding kon verkry. Nog ander het die toets van bespotting en slaaf verduur en boonop van boeye en gevangenskap. Hulle is gestenig, middeldeur gesaag, deur teregstelling met die swaard het hulle gesterf. In skaapvelle het hulle geswerf, in bokvelle behoeftig, verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie, terwyl hulle in verlate plekke en oor berge rondgeswerf het, en in grotte en in gate in die grond. Al hierdie mense het die pad van geloof gekies en hulle kruise met geloof gedra. God het ons deur Hebreërs hoofstuk 11 verlig dat hulle die regte pad gekies het en die maklike pad geweier het. Wat is dus onvermydelik vir diegene wat 'n godvrugtige lewe in Christus wil lei? Daar sal swaar kry vir hulle wees. Kom ons blaai na 2 Timoteus hoofstuk 3. Kom ons kyk na 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 10. Jy het my egter nou geset nagevolg in leer, lewenswandel, voorneme, geloof, geduld, liefde en volharding. In vervolging en lyding, soos wat ek in Antiochië, Iconium en Lystra ervaar het. Watter vervolgings ek ook al verduur het, die Here het my van alles gered. Almal wat godvreesend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad. Wat gaan met ons gebeur? Vervolg word. Vir diegene wat kies om die lewe van die kruis van Christus te volg, sal daar vervolging wees en 'n tyd van lyding sal aanbreek. Hoe moet ons reageer op die oomblikke van duisternis? Aangesien dit aan elkeen van ons is om 'n keuse te maak, moet ons wys kies. Onder die 12 spioene moet ons dieselfde pad kies as die 10 spioene of die pad van Josua en Caleb. Moet ons in 'n situasie soos Paulus in opgee en weghardloop? Of moet ons verklaar, ek sal beslis doen wat ek moet, al beteken dit om my lewe in gevaar te stel? Al hierdie keuses wat aan die kinders van Sion gegee word, kan gesien word as ons eie kruis. Die kruis bring egter nie net vir ons pyn en lyding nie. Daar sal die heerlike eer van die hemel wees. Daarom het Paulus gesê, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Nou lê die kroon van geregtigheid vir my voor. Is dit nie hoekom hy 'n uitstaande apostel geword het wat sy kruis getrou gedra het en na die koninkryk van die hemel gevorder het deur Christus se voetspore te volg nie? Vers 13.
Slegte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan, deurdat hulle ander mislei en mislei word. 속이기도 하고 Maar bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het. Ons word daaraan herinner om te bly in wat ons by God geleer het en waarvan ons oortuig geraak het, 그리스도 예수의 그 en om die 십자가의 pad van die kruis van Christus 온전히 Jesus te 따를 수 있는 volg. 그런 하늘 백성이 되라고 이렇게 일깨워 주셨습니다. Aangaande die kwessie van die dra van ons eie kruis, het Jesus gesê dat diegene wat ly geseën sal word. 고난을 받는 사람들은 반드시 축복이 있다는 사실을 알려 주셨습니다. Kom ons gaan aan na Matteus hoofstuk 5. 말씀 옮겨 보도록 합시다. Matteus hoofstuk 5 vers 10. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Om vervolg te word beteken om te ly. 고난을 받는다는 의미죠. Dit kan vertaal word na die dra van die kruis. Dit is nie vir die kwaad nie, maar vir geregtigheid. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. God herinner ons dat vir die hemelse kinders wat in hierdie wêreld leef, die pad van die kruis op hulle wag in hul strewe na geregtigheid en godsaligheid. Daarom het hy gesê, wees bly en jubel, want julle loon is groot in die hemel. Ons kan ook sien dat God nooit sy rug draai op diegene wat swaar kry nie, maar hulle onthou en beloon met ewige seëninge. 하늘의 영원한 그 축복으로서 갚으신다는 것을 깨달음을 주신 내용이 있죠. Kom ons kyk na Lukas hoofstuk 16 vers 19. Hoofstuk 16 vers 19. Daar was 'n ryk man wat klere van purperstof en fyn linne gedra en elke dag swierig fees gevier het. Voor die ingang van sy huis het 'n bedelaar met die naam Lazarus gelê. Hy was oortrek van swere en het daarna gesmag om iets te ete te kry wat van die ryk man se tafel afgeval het, maar slegs die honde het sy swere kom lek. Toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra om teen die bors van Abraham te rus. Die ryk man het ook gesterf en is begrawe. En toe hy van waar hy in Hades gefolter word, sy oë ophef, sien hy Abraham in die verte met Lazarus teen sy bors. Hy het geroep, Vader Abraham, wees my genadig en stuur Lazarus om die punt van sy vinger in water te doop en my tong af te koel, want ek ly in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy gedurende jou lewe die goeie ontvang het, soos wat Lazarus die slegte ontvang het. Hierdie is nie net 'n gelykenis oor die ryk man en die bedelaar Lazarus nie. Deur hierdie gelykenis word ons daaraan herinner dat een persoon geleef het soos hy wou sonder om sy kruis te dra, terwyl die ander ongemak en moeilikhede ervaar het en soos 'n bedelaar geleef het. God het as Abraham verskyn en vir die ryk man gevra, het jy nie al die goeie dinge gedurende jou leeftyd ontvang nie? Jy het gedoen wat jy wou. Jy het geen lyding gehad nie. Maar vir Lazarus was selfs die eenvoudige saak om kos te kry 'n swaar las. Lazarus die slegte ontvang het. Nou word hy hier getroos, maar jy word gepynig. Deur die gelykenis van die ryk man en Lazarus het God ons wakker gemaak vir die kontras tussen diegene wat die las van die kruis van Christus dra en diegene wat net vertroosting nastreef. Aangesien Lazarus swaar kry gely het, terwyl die ryk man vertroosting op hierdie aarde geniet het, het hy gesê dat hulle situasies die teenoorgestelde in die geestelike realm sou wees.
Dit is hoekom Matteus, hoofstuk 5 sê, geseënd is die wat vervolg word weens geregtigheid. Ons besef dalk nie nou of dit 'n seën is of nie, maar later sal ons sien hoekom dit 'n seën genoem is. God, wat die einde van die begin af sien, het in die vlees na hierdie aarde gekom om vir ons sulke kosbare leringe te gee. Wanneer tye van duisternis in ons lewens of in ons geloofsreis kom, moet ons dit nie verwerp nie. In plaas daarvan moet ons dink, ek moet ook die kruis van Christus dra soos hy gedoen het. Soos Paulus, Petrus en al die voorvaders van geloof, moet ons die las van die kruis wat ons hemelse Vader en Moeder dra, onthou. Herinner hy ons nie daaraan dat die koninkryk van die hemele aan diegene behoort wat vir geregtigheid vervolg word nie. Kom ons kyk na Romeine hoofstuk 8 vers 35. In tye van lyding kan diegene wat hul kruis opneem en Christus se voorbeeld volg hierdie soort geloof besit. Kom ons lees vers 35. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Al hierdie dinge lyk soos 'n kruis as dit vanuit die perspektief van die wêreld beskou word. Kan dit ons egter skei van die liefde van Christus? God gee vir ons die antwoord in die volgende vers, vers 36. Soos daar geskryf staan, terwille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping ons sal kan. Wat sal hulle nie kan doen nie? Skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Slegs diegene wat hul kruis opgeneem het, kan so bely. Diegene wat egter nie hul kruis kan dra nie, sal selfs by die kleinste hindernis wegdraai, net soos dit in Johannes hoofstuk 6, vers 66 geskryf staan. Jesus het na die wat weggegaan het gekyk en met sy disippels gepraat. Julle wil tog seker nie ook weggaan nie. Here, na wie toe sal ons gaan? U het woorde van die ewige lewe. Wanneer daar 'n effense ongerief was, het die mense dit moeilik gevind om daardie donker tye te oorkom. Daardie mense het Jesus bloot gevolg asof hulle 'n bekende persoon gevolg het en uiteindelik het hulle hom verlaat. In die lewe wat Christus gewandel het, was daar baie donker tye wat verband hou met die kruis. Daar was tye van vervolging en bespotting, tye van pyn toe hy gekruisig is, die oomblik toe sy met 'n spies deurboor is, en die oomblik toe hy geslaan is. Diegene wat geglo het dat niks hulle ooit van die liefde van Christus kan skei nie, het die kruis gedra wat lyding genoem word. Wanneer 'n tyd van duisternis aanbreek, laat ons die toewyding en opofferings van ons Vader en Moeder onthou, wat altyd voor ons gaan. Dit oorwin en baie siele tot redding en bekering lei. Mag die fees van ongesuurde brode 'n tyd wees wanneer ons almal se harte verenig is in hierdie doel. Die kruis wat Vader en Moeder dra is so swaar. Dit kan nie vergelyk word met ons sin nie, wat heeltemal te klein is.
Laat ons nie belas word deur ons klein kruisies nie en ook nie wegdraai van die pad wat vader en moeder geloop het nie. 우리 하늘 자녀들이 꼭 되시고 Ek vra julle om die pad van geloof te loop wat tot die einde toe bly en tot oorwinning lei. Ek wil graag vandag se preek afsluit. 말씀을 마치도록 하겠습니다. Dankie. God seën jou. 받으세요.